hier is. Dankie dat julle vanmôre julle self oopmaak vir God se gees. Amen. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik, net daar waar jy is, sluit net vir 'n oomblik jou oë. En dan wil ek hê jy moet vanmôre, terwyl ek bid, wil ek hê jy moet hierdie gebed saam met my bid. Net daar waar jy sit, maak jou oë toe en sê Here, hier is ek. Ek gee oor. Ek gee myself tot U beskikking. Here, kom werk in my hart. Here, kom praat met my. Ek wil luister. Ek wil uitvoer. Ek wil gehoorsaam wees in Jesus naam. Amen. Amen. Nou Pinkstertyd. Pinksterdag is verby. Na die Pinksterdag, toe was dit eintlik met Pinksterdag was dit die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. Amen. Dit was die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. Pinkster is nie net 'n eenmalige ervaring wat een keer daar is, net ter wille van nie. Pinkster is juis daar sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan lei. 'n Nuwe lewe. Sê bietjie vir jouself, ek is hier vir 'n nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe is 'n lewe waarin ons elke dag met die Heilige Gees vervul kan word. Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, is nie 'n eenmalige ervaring. Die Here roep ons eintlik om 'n nuwe lewe te lei saam met die Here. En ek hoop nou ek het die skrifgedeelte op die skerm. Kan julle vir my daar by Galasiërs 2 gaan? Ek wil graag dit vanmôre met julle deel. Galasiërs 2 vanaf vers 11 tot 14 en dan ook van vers 19 af. Hoor gou wat sê Galasiërs. Wie sal nie skryf? Wie skryf in die boek van Galasiërs? Die Here gebruik Paulus. Paulus, is u hier? So, in Galasiërs 2, vanaf vers 11 tot 14, sê die volgende. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik, wie's ek? Paulus. Het ek Paulus hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan. Is julle by my? Hoor gou hier, hy sê, maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. So hy het iets gedoen wat hy nie moes doen. Lees hier dit ook so? Hy sê, want voordat sommige van Jakobus af gekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek, om een kant gehou uit vrees vir wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook ander Jode gevyns, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle gevyns. Wat beteken gevyns? Wat beteken dit? Ons moet dan weet wat ons lees. Hy sê, wat gebeur? Petrus is in Antiochië. Hy werk onder die nie-Jode. En toe Paulus daar kom, eintlik eerste toe Jakobus se mense daar kom, toe trek Petrus homself terug en hy hou homself weer 'n Jood. En gevyns beteken eintlik 'n hipokrit. Daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie. 'n Hipokrit sê dit duidelik helder. Hy sê, maar, vers 14, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal. Want partykeer het Paulus ook die takt gehad. Hoekom vat jy om die een kant te sê vir hom persoonlik, hey, dit wat jy doen is nie reg nie. Nee, Paulus wil hê almal moet weet, hierdie is nie reg nie. Hy sê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden leef, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te leef? Jo, hy is nogal kwaai, né? Hoor wat gaan hy aan, vers 19.
Hy sê vers 19. Hy sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. So, wat die lewe wat ek nou leef, leef ek nie deur die wet nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek omdat ek vir God leef. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Wie's ek? Ek Paulus, ek die persoon. So, as ons dit vir mekaar moes sê, sou ek gesê het, byvoorbeeld, ek Tinus leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Wat vir Tinus belangrik was, is nie nou meer belangrik nie. Tinus se verlede tel nou nie meer nie. Hy sê, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek het volgende gesê, die Here het ons geroep, as gevolg van Pinkster en die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk, leef ons nou 'n nuwe lewe saam met die Here. En hierdie nuwe lewe wat ons nou leef, is nie net, dis 'n lewe in verhouding met God. Nou, kom ons sê gou vir mekaar. Daar's 'n verskil wanneer die oomblik as jou hart en lewe vir die Here gee, kom woon die Here in jou deur sy Gees. Maar dit wat op Pinksterdag gebeur het, ek in die vorige keer het ek so die glas gevat en iets binne ingegooi. En ek sê, dis soos met die doop in die Heilige Gees. Jy gaan binne in, jy bly binne, jy's omhul met die Heilige Gees. Die Gees is in jou, om jou, reg rondom jou, by jou, teenwoordig. So, die Heilige Gees se vervulling is nie net 'n eenvoudige, eenmalige ervaring. Die ervaring wat hulle gehad het op Pinksterdag, het die apostels oor en oor, oral waar hulle gekom het, weer beleef. Die disippels, sê Handelinge 4 vers 31, het meer as een keer so ervaring gehad. Hulle het die vuur en die wind se ervaring beleef op Pinksterdag, maar dit het nie beteken dat hulle vanselfsprekend altyd permanent vervul is. En kom ons sê gou vir mekaar, na Pinksterdag het hulle weer foute gemaak. OK, kom ons vergeet van hulle. Wie van julle wat môre sit, het jou hart en lewe vir die Here gegee en hierdie ervaring van die vervulling met die Heilige Gees? Is die mense wat dit beleef het? Ja, die meeste. Die meeste van ons is dit beleef. Het jy daarna weer, het dit jou amin gemaak of imin gemaak teen foute en gebrokenheid? Kort na Pinksterdag het die eerste kerk, die eerste gelowiges, het hulle begin moedeloos word. Hulle het gevoel, ons veg teen 'n magtelose situasie. En die leiers is gevang, en daar was teenkanting, en daar was vervolging, en die gelowiges het moedeloos geword en gesê, is dit die moeite werd? Hulle het hulle vrymoedigheid om met ander mense te praat verloor. Hulle het daai ervaring om te getuig en met vreugde vir die Here te leef, het hulle verloor. Daarom kom die gelowiges weer by mekaar en hulle bid opnuut. Hulle kom by mekaar en hulle begin om weer opnuut te ervaar hoe die Heilige Gees hulle bekragtig. Want weet jy wat, as jy moedeloos is, kan jy net oopmaak en die Heilige Gees kom. En die Heilige Gees vul jou en hy maak jou nuut en hy maak jou weer vol vreugde. Hy gee hoop in jou hart. Amen. Hierdie ervaring van om vervuld te leef is eintlik 'n opdrag by elke dag. In Efesiërs 5 vers 18 staan die opdrag van die Heilige Gees eintlik in 'n spesifieke tyd. Nou in Grieks, in Afrikaans en Engels het ons 3 hooftuie.
verlede, hede en toekomende tyd. In Grieks is daar 18 hooftuie. So, jy kan dit baie meer spesifiek en baie meer direk. Nou as jy Efesiërs 5 vers 18 vertaal, staan dit word voortdurend vervul. Beteken dit net die dag wanneer ek die Heilige Gees ervaar? Nee. Voortdurend beteken aaneenlopend. Ook in Galasiërs 5 vers 16 staan daar, laat julle steeds deur die Gees beheers word. Jy sien, ons leef in kontak met die Here. Sy Heilige Gees vul ons elke dag nuut. En jy moet 'n gewoonte aanleer om jou oop te maak. Dit is 'n voortgaande proses. Dis 'n voortdurende oorgawe, 'n voortdurende gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Om te wandel onder die Heilige Gees se beheer beteken elke tree wat ek gee is 'n tree onder die leiding van die Heilige Gees. Ek wil jou vra, het jy net 'n eenmalige ervaring? Het jy net 'n eenmalige ervaring? Het jy al die saak uitgemaak dat jou lewe is onder volkome beheer van die Heilige Gees? Het jy al jou saak uitgemaak dat jy leef onder die beheer van die Heilige Gees? Het jy al begin twyfel? Het jy al begin wonder? Het jy al vir jouself gevra en agtergekom, hoor hierso, ek is nie meer soos wat ek was nie. Toe ek vervul is met die Heilige Gees, was ek opgewonde, maar nou struikel ek. Die Eerste Testamentiese kerk het dit ook beleef. Dis nie uniek nie. En kom ons wees gou eerlik. Nou nie julle nie, maar ander ouens. Kom ons wees gou eerlik. Partykeer fouteer ons. Partykeer struikel ons. En ons struikel op vreeslike plekke. Ons struikel waar ons nie mag struikel nie. Okay. Weet jy wat? As jy dit vanmôre beleef, wil ek vir jou vra. Dis tyd om opnuut jou lewe aan die Heilige Gees oor te gee. Weet jy wat? Ek het 'n gewoonte. En ek het geleer, dit help vir my. Elke oggend as ek gaan bid, die eerste ding wat ek doen is ek erken en bely my sonde. Ek sê, Here, hier is ek. Ek wil onder die volle beheer van die Heilige Gees. Selfs voordat ek bid en selfs voordat ek Bybel lees, selfs voordat ek enigiets anders doen, kom gee ek my opnuut oor aan die Here. Here, hier is hierdie dag. Ek gee oor. Weet jy wat? Selfs hier in die kerk, voordat die ouens wat saam met my bid, sal dit al baie gehoor het. Iets waaroor ek elke Sondag praat is, kom ons gee oor. Kom ons gee oor. Kom ons gee oor. Kom ons gee oor. Voordat ons hier aankom, 'n lewe onder die Gees se beheer moet 'n lewenstyl word. Dit moet 'n lewenswyse word. Maar kom ons sê gou, julle het nou al in die Bybel gelees en julle het dit self ondervind, dat 'n mens hierdie ervaring het. Hierdie ervaring, daar's eintlik 'n stryd tussen die Gees en die vlees. Julle ook daai stryd. Daai geestelike stryd. Nou gelukkig julle raak nie kwaad nie. Ons verskil. Ek weet dit. Maar weet jy wat? Daar is 'n geestelike stryd. En kom ons wees nog meer eerlik. My ou natuur wil kort uitklim. As iets gebeur, dan wil hierdie ou een sê, hier's ek weer. As daar iets gebeur, ewe skielik,
dan staan hy ou Adam weer op en dan sê, hey, ek is hier. Daai ou Adam wat sê, hey, jy gaan nie dit doen nie. Weet jy wat? As ek kyk na Paulus se lewe, dan sien ek Paulus het homself geleer om voortdurend, en hy gebruik altyd die woorde, ek het myself gekruisig. Ek het myself gekruisig. Ek het myself aan 'n dood gemaak, sodat ek vir Christus kan lewe. Ons moet eers as volgelinge van Jesus elke dag onsself kruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat my besonders maak, is nie my geaardheid of my persoonlikheid of my talente of wat ook al nie. Wat my besonders maak, is Christus in my. Hy is die hoop op al die heerlikheid. Paulus herinner ook die gemeente, sodat hulle kan weet, hierdie ou natuur is iets waarmee ons moet rekenskap maak. Dit bly 'n stryd. Dit bly eintlik 'n stryd teen die Heilige Gees. Hoor wat sê Galasiërs 5? Hy sê ons sondige natuur is in stryd met wat die Gees wil. My sondige natuur, my sondige neigings wil altyd terugkom. Weet jy wat? Ons is al so, ek weet nie van jou nie, maar gelukkig as 'n mens langer dan leer jy om hierdie goed te hanteer, maar dit is so deel van my ou DNA, my ou lewenspatroon, my ou gewoontes en maniertjies. Ons het mos almal dit. Wat altyd beheer wil neem. Weet jy wat? Jy hoef nie jou kinders te leer om selfsugtig te wees. Hulle word so gebore. Nou nie jou kinders, maar my kinders. Hulle word so gebore. Hulle is selfsugtig, hulle wil nie opoffer nie. Hulle doen eerder, hulle wil net doen waarvoor hulle lus is. En weet jy, die wêreld is ook so. En baie keer is ons ook so. Sê nou maar eenmaal op. Baie keer is ons ook so. As ek lus kry om iets te doen, dan doen ek dit. Die Heilige Gees is nie regtig in beheer. Ons gee ons lewensmotor se stuur oor aan Christus. Maar weet jy wat? Baie keer as daai lewensmotors draaie maak wat ek nie wil hê nie, dan vat ek die stuurwiel terug. En as ek die stuurwiel terugvat, dan kan ek nie verstaan hoekom verdwaal ek nie. Ek kan nie verstaan dat ek op 'n pad is wat ek nie moet wees nie. Weet jy, baie keer, dan kry ek die ervaring, ons laat Jesus toe in ons lewe, maar ons laat hom net in sekere areas toe. Here, hier is u welkom. Sondag, halleluja. Maar maandag is die blou nie, dis 'n toestand. Jy sien, daar's 'n geestelike stryd. En kom ons sê vir mekaar, dis nie Paulus wat dit beleef nie. Ek het net op vir gelees, Petrus het dit ook gebeleef. Weet jy, die duiwel ken jou swak plekke. Hy ken jou swakhede. Hy weet, man, as jy beneek en bevoeterd en kort van draad in die middag is, waar gaan hy jou aanval? Petrus was iemand wat graag die erkenning van mense gesoek het. Petrus was iemand wat aanvaarding gekort het. En selfs toe hy by die nie-Joodse leiers was, het hy die aanvaarding van daai mense gesoek en begin doen wat hulle doen. Maar toe Jakobus en sy mense daar opdaag, toe het hy weer hulle aanvaarding nodig. Nou is ek weer 'n Jood. En hy distansieer hom. In Handelinge 10 lees ons hoe Petrus die Heilige Gees weerstaan het en die Here eintlik 3 maal moes hom moet praat, sodat hy gehoorsaam kan wees en na Kornelius toe kan gaan om die evangelie te kan verkondig. Petrus het geweet, is nie aanvaarbaar.
Maar steeds het hy dit gedoen. Hy sou teenkanting en verwerping kry as gevolg daarvan. Later, toe hy in Antiochië kom, daai gedeelte wat ons nou gelees het, het hy onder die mense wat nie Jode was nie, het hy homself vereenselwig met hulle wat tot bekering gekom het. En hy het saam met hulle alles gedoen en saam met hulle geëet. En hy het hom nie gesteer aan die Joodse wette en die Ou Testamentiese gebruike nie. Maar toe Jakobus daar opdaag, skielik skei hy homself af. Skielik eet hy nie saam met hulle. Skielik hou hy hom soos 'n Jood. Dis waarom Paulus vir Petrus bestraf en gevra het, hoekom hy aan die Heilige Gees ongehoorsaam is. Hoekom laat hy toe dat sy ou natuur weer oorneem? Weet jy wat? Ek en jy, kom ons wees gou baie eerlik vanmôre. Ek en jy het nodig om nie net te bid nie, maar ook te waak. Weet jy wat? Die duiwel probeer. En kom ons sê vir mekaar, die duiwel, hy's nie net 'n opportunis nie. Hy weet hoe. Hy oefen al duisende jare. Hy weet al hoe. En ek en jy moet wakker wees. Wakker. Ons moet weet waar lê ons swak plekke. Ons moet weet watter area is die area waar die duiwel my gewoonlik aanval. En dis juist in daai area wat ek myself moet bewapen. Die vyand sal oor en oor na jou toe terugkom en elke keer probeer om God se plan in jou lewe te reuneer. Hy sal probeer om te keer dat God se doel in jou lewe nie bereik word nie. Die duiwel sal alles doen, want God het 'n plan met jou lewe en omdat God 'n plan het met jou lewe, wil die duiwel keer. Maar weet jy wat? Gehoorsaamheid is die sleutel. Gehoorsaamheid is die sleutel. Weet jy wat? Om 'n kind van die Here te wees, vra dat ek gedissiplineerd moet wees. Want 'n disipel is gedissiplineerd. Eerstens en tweedens dat ek myself moet verloon. Weet jy, en kom ons sê gou-gou, kom ons stop gou-gou. Man, ons probeer altyd so heilig wees. Maar weet jy wat is die waarheid? Ek kan kies. Ek kan kies om gedissiplineerd te wees en ek kan kies om myself te verloon. Amen. Ek kan kies. Ons moet volhardend bly kies vir dit wat die Here wil hê, vir dit wat die Heilige Gees wil hê. As ons die Heilige Gees gehoorsaam en groei, dan begin ons sterk word en ons beweeg vorentoe en ons bereik wat die Here wil hê ons. Maar die oomblik as ek ongehoorsaam is, dan staan ek stil. En dan mis ek wat die Here vir my instoor het. Ons moet naby aan die Here leef. Amen. Die ou mense het gesê, ons moet naby aan die Here bly, want ons weet nie wanneer hy kom nie. Dis nie hoekom ek dit vanmôre vir jou sê nie. Jy moet naby aan die Here bly, want die Here het 'n plan met jou lewe. Weet jy wat? Ons moet op 'n plek kom waar ek oorgee en sê, Here, dan baie keer dan doen ons goed, of ons dink goed, of ons beleef goed, of ons straal iets uit wat nie praat van die Here se beheer nie. Weet jy, ek moet leer om oor te gee aan daai klein sagte stemmetjie. Ken julle daai klein sagte stemmetjie? Wat vir jou sê, moenie dit doen nie. Of wees versigtig, of ry stadig. En dan wat doen ons? Gaan weg, duiwel. Luister, die Heilige Gees wil met ons praat. Daai klein sagte stemmetjie moet jy gehoorsaam. En die oomblik as jy hom gehoorsaam, dan gaan jy doen wat die Here wil hê. Miskien gaan die Heilige Gees met jou praat en sê, praat met hierdie ou en sê vir hom. As jy gehoorsaam is, dan kry jy resultate. Partykeer dan sê die Heilige Gees vir jou, dis nou tyd om te saai.
En jy gaan die seën van die Here mis as jy nie gehoorsaam is. Weet jy, ons moet op die regte pad bly. Maar om op die regte pad te bly, is daar partykeer struikelblokke, partykeer is daar slaggate. Nou, ons ken slaggate in Suid-Afrika. Ons noem dit potholes. In hierdie week, terwyl ek in my kar ry, is daar so baie verkeer. En voor ek my kry, toe slaan ek my linker voorwiel 'n pothole. Die hele kar rak soms. Jy hoor, daai stamp is. Jy hoor dit. Weet jy wat? Partykeer slaan ons in ons geestelike lewe ook 'n pothole. Dit bring skade. Maar weet jy wat? Die oomblik as jy beleef, hey, ek het 'n pothole geslaan. Weet jy wat? Erken, bely, maak reg. Gee oor aan die Heilige Gees. Nou, ek wil begin afsluit. Wat beteken dit om te wandel deur die Gees? Wat beteken dit? Ek wil hê, ja, ek glo dit is op die blaadjie ook, maar gaan kyk na daai verse wat ons gelees het. Weet jy wat? Ek en jy, kom ons wees gou eerlik. Ek en jy is gebore met 'n natuur vir die verkeerde. Wat sê Paulus? Dis so mooi in die Ou Testament, in die ou vertaling. Hy sê, ek is van nature kinders van die dode. My natuurlike geneigtheid is om die verkeerde te doen. Nou nie jy nie, maar weet jy, hierdie natuur wil heers. Hy wil in beheer wees. Maar toe ek tot bekering kom, toe kom woon Jesus in my. En hy woon in my deur sy Gees. Die Heilige Gees staan lynerig teenoor hierdie ou natuur. En daarom is daar 'n stryd in elke kind van die Here se lewe tussen hierdie vlees en hierdie Gees. Daar's 'n stryd. En ons moet bly kies om teen die verkeerde. Maak 'n keuse en sê ek wil gehoorsaam. Here, wat wil U hê moet ek doen? As jy daar kan begin, in enige omstandighede, kies om nie jou ou natuur te volg, maar kies dat die Heilige Gees in beheer is. Om te wandel deur die Gees beteken, met ander woorde, elke tree van my lewe ek onder die Heilige Gees se leiding. Om te wandel deur die Gees beteken, ek gee nie toe aan die ou natuur en die sonde nie, ek maak oop vir die Heilige Gees. Nou, hoekom is hierdie opdrag hier? Hoekom is hierdie opdrag hier? Weet jy wat? 'n Opdrag gee riglyne. 'n Opdrag gee jou die regte besluit. Van nature, ek het gesê, is ek egosentries, selfgerig. En ek neig na die sonde. Maar weet jy wat? Ek kies, omdat die opdrag is, maak 'n keuse. Wat sê, wanneer ons in die Ou Testament lees, wat sê Josua? Hy sê, kies dan nou vandag. En ek wil amper vir julle so sê, kies om te luister na die Heilige Gees. Kies om onder die beheer van die Heilige Gees te wees. Slegs die Heilige Gees kan ons in die regte rigting bring. Slegs die Heilige Gees kan ons oorwinning gee. Slegs die Heilige Gees kan ons suksesvol maak. Slegs die Heilige Gees kan die deur oopmaak na seën. Weet jy wat? En dit is nie 'n een keer keuse nie. Dis eintlik 'n dag na dag keuse. Eintlik is dit nie eers dag na dag nie, dis oomblik na oomblik. Nou, verskillende van ons het verskillende stryd. Party ouens se stryd is daai bottel. En as jy verby so 'n bottel loop, dan het jy 'n magneet op jou. Weet jy wat? Sê vir jouself, ek het gekies om vir die Here te leef. Amen. Ek het 'n keuse gemaak. Ek kies die plan van die Here. Solank as die Gees ons lewe beheer, is ons in staat om 'n lewe te lei waarvoor God ons geroep het. Ek wil afsluit en net hierdie paar praktiese goed vir jou noem. Ek om
deur die Gees te leef, beteken prakties dat ek onder die beheer van die Heilige Gees sal leef. Dit beteken dat ek elke dag sal begin. En die môre as ek opstaan, weet jy wat, jy kan nie sonder hierdie nie. Elke oggend as jy opstaan, gee jouself aan die hand van die Here. Wy jouself aan die Here toe. Sonder jouself af. Sê, kom o Skeppergees, neem beheer. Sê vir die Here, Here, my denke word gevul met u Heilige Gees. My hart word deurweek met u Gees. My voetspore word gerig deur die Heilige Gees. Weet jy wat? Kan ek gou ietsie vir jou sê? Net 10% van wat met jou gebeur, het 'n invloed. Maar 90% van jou reaksie bepaal wat gebeur. Nie die 10% wat met jou gebeur nie, maar hoe jy reageer op daai 10%. Dis wat bepaal is. En as jou reaksie onder die beheer van die Heilige Gees is, sal jy optree binne die wil van die Heilige Gees. As jy eers in die dag agterkom, hierdie is nou weer die ou natuur. Kom, praat bietjie met jouself. Sê, nee. Party van ons se ou natuur is moedeloosheid. Ons raak gou moedeloos. Wat het Dawid gedoen? Hy het met homself gepraat. As hy met homself praat, dan sê hy, nee, ruk jou reg. Jou blydskap in die Here, dit is jou beskutting. Kom aan, loof die Here. Om geestelik te leef, moet ek geestelik asemhaal. Kom ek maak dit gou. Weet jy wat? 'n Mens haal elke oomblik van elke dag asem. En asemhaal beteken twee goed: inneem en uitblaas. Ek wil jou vra, wil jy nie hierdie in en uitasem bietjie begin om jou geestelike asemhaling te maak nie? Jy haal suurstof in, jy haal die gees in en jy blaas die koolsuurgas uit. Jy blaas die gif uit, die stikstof uit. Ons raak bewus van die Here wat Immanuel is. Ek haal hom in. Here, kom en vul my wese met wie U is. Ek haal hom in. Heilige Gees, kom. Heilige Gees, kom. En ek blaas dit wat vir die duiwel is uit. Uit jou vyand, uit jou selfgerigtheid, uit jou ou mens. Weet jy wat? Elke keer wanneer jy die Heilige Gees inasem, gee jy beheer oor. Elke keer as jy uitblaas, dan sê vyand, weg van my af. Dis 'n eenvoudige voorbeeld, maar die belangrikste, dit sal jou lewe rig. Dit sal jou optrede rig, dit sal jou reaksies rig, dit sal jou keuses rig. Elke keer word jy opnuut gevul met die Gees en kom jy onder sy beheer. As jy iewers struikel en jy val, wat doen jy? Erken, bely, maak reg. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie net daar waar jy is vanmôre vir die Here sê, Here, dankie dat jy met my praat. Kom, haal 'n bietjie diep asem. Kom aan, haal 'n bietjie diep asem. Sê, Here, ek neem in wat U vir my wil gee. Here, ek neem in dit wat U vir my wil gee. In Jesus naam. Dankie dat ek nou kan oorgee.